Goeiedag en wat 'n heerlike voorreg om vandag weer saam met jou te kan kuier hier op ons Sondag stil word. En ons tema vir vandag is Hier gaan ons. Psalm 121 vers 7 en 8. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. In die ou vertaling het dit mos gestaan, hy sal jou ingaan en jou uitgaan beskerm. Een van die lekkerste dinge in die lewe is om verras te word. En hoe minder jy dit verwag het, waarmee jy verras word, hoe lekkerder en groter en beter is die verrassing. Nou ek het nou die afgelope tyd so 'n verrassing gekry. In Switserland is dit nou somer en jy het seker al gehoor van die hittegloede daar in Europa. Maar ouers het vir my gebel en vir my gesê, "Pappa, en dit is nou skoolvakansie vir die kinders en dan moet ons hulle summercamp toestuur." Maar toe het ek nou uitgewerk, wat ek moet betaal vir summercamp is omtrent dieselfde as wat ek vir vlugkaartjies moet betaal as ek julle laat oorkom hiernatoe om te kom babysitting doen, om na die kinders te kom kyk. En sommer so uit die bloute uit is die wiele aan die rol gesit om Switserland toe te gaan. En nou is dit voor die deur. Ek wil nou vir jou sê, hierdie afgelope paar weke was soos die dag voor die skepping, woes en leeg. Net hier en daar grond gevat om al die reëlings en al die dokumentasie en al die dinge reg te kry, sodat 'n mens kan gaan. En nou is ons op die vooraand omtrent daarvan. As dit die Here se wil is, komende Dinsdag, die 7de, vlieg ek dan uit en dan kom ek die 7de Augustus terug. So met dit alles wil ek vir jou sê dat ek vir die volgende maand so bietjie gaan rus. Lanklaas het ek sommer net weggebreek en rus ingekry. Maar ek gaan jou daarom nie alleen laat nie. Ek gaan jou saamneem op hierdie reis waar ons ook gaan in Switserland. So wat die dagstukkies betref, gaan jy nou nie elke dag die dagstukkie kry soos wat jy hom in die verlede gekry het nie. Vir die volgende maand gaan ek jou bederf met, soos wat ek jou sê, 'n reiswysheid. Met dit wat die Vader ook op my hart druk, daar waar ek in die mooi is van sy handewerk. En dan gaan ek dit met jou deel. Maar weet jy, so van reis gepraat, het dit my nou weer teruggevat na Psalm 121 toe. Op pad, onthou jy, op pad, 'n pelgrimsreis, soos wat dit vertaal word in die 83 vertaling. En ek het maar net weer eens besef, so in die voorberei en regmaak vir die oorseegaande reis Switserland toe by ou sis, dat die lewe ook maar net 'n reis is. Want deel van 'n reis is 'n klomp dinge wat jy vir jouself moet uitmaak. Die eerste ding wat jy moet uitmaak is, waarheen is jy op pad? Soos iemand gesê het, if you aim at nothing, you will hit it every time. As jy nie weet waar jy wil uitkom nie, gaan jy nêrens uitkom nie. En daarom is dit so belangrik, net soos in 'n reis, dat jy moet weet wat is jou eindbestemming, waarheen is jy op pad. En as ek so rondom my kyk, dan besef ek net hoe baie mense nie eintlik weet waarheen is hulle op pad nie. Hulle leef maar elke dag net soos die vorige dag op die trapmeel van die lewe, hulle harte verwoed, maar hulle vorder niks nie, hulle staan stil op een plek. So die belangrike ding is dat ek en jy moet weet, nie net waarheen is ons fisies op pad nie, maar ook geestelik. Wat is vir jou en vir my die eindbestemming van ons lewe? Want jy sien, as ons dit vir onsself uitmaak, dan kan ons begin regmaak vir die reis. Dis mos waarna die spreukedigter verwys, as hy sê, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou baie gelyk maak. Nou een ander baie belangrike ding is, as jy nou besluit het waar jou bestemming gaan wees, waartoe jou pad is, dan is dit so belangrik dat jy moet begin beplan. Ek sê altyd vir mense, weet jy, as jy nie 'n plan het nie, is jy besig met wishful thinking. Dan is jy besig om mooi dinge te dink wat nooit gaan realiseer nie. So nou moet jy plan sien, hoe gaan ek daar uitkom? Jy kan nie net by die lughawe opdaag en sê, hoor hierso, watter vliegtuig vlieg waartoe nie? En dan besluit jy sommer daar, watter vliegtuig gaan jy vat? Nee, jou bestemming
bepaal die vlug wat jy vat na die plek toe waar jy graag wil wees. Nou, een van die groot uitdagings wat ek nou moes beleef was om al die reisdokumentasie in plek te kry. Dit is vlugkaartjies wat gekry moet word, dit is visums wat moet gekry word, en al die ander dinge wat saamgaan om dit te kan kry. Want ongelukkig werk dit so, jy kan nou daar by die lughawe aankom met jou vliegtuigkaartjie, maar as jy nie 'n visum het en al die ander dokumentasie nie, dan kan jy nie vlieg nie. Jy kan die duurste kaartjie hê, maar dit gaan jou niks in die sak bring nie, jy gaan net bly waar jy is. Maar voordat jy op die lughawe aankom, moet jy nog eers 'n paar ander dinge in plek kry. Jy moet uitvind, wat is die weeromstandighede op die plek waarna toe jy op pad is. En toe ek nou dit begin uitvind, toe kom ek agter daar in Europa, soos jy seker gehoor het op Wimbledon en met die Franse Ope, beleef hulle ernstige hittegolwe. Terwyl ek en jy hier in Suid-Afrika nou warm aangetrek is, daai kant is dit 'n tyd vir alles uittrek omtrent, om met die ligste en minste van klere net die hitte te kan trotseer. Wat as ek nou die verkeerde klere inpak, as ek wintersklere inpak, gaan ek dit daai kant aantrek en dan gaan ek dit nie kan uithou nie. En weet jy, dit het my ook herinner aan die lewe. Baie keer sê ons is op pad hemel toe, dis ons eindbestemming. Maar wat se klere trek ons aan? Ek sien so baie mense elke dag sweet loop, terwyl hulle in God se sonskyn van lig en liefde en lewe moet leef. En meer nog, in die Bybel kry ons nog pragtige aanwysing van wat ons wapenrusting as kinders van God moet wees, wat ons elke dag moet aantrek. Nie net fisies nie, maar veral geestelik, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dan nog een van die wonderlike dinge van reis is dat jy in sommige gevalle, soos in my geval, weet dat daar iemand is wat vir jou wag aan die ander kant. Wow! En as ons net geestelik begin dink, is dit een van die wonderlikste dinge om te kan weet. Jesus wag vir ons. Hy het gesê, hy het vir ons gaan plek voorberei, en daarmee saam al ons geliefdes, wat ons reeds vooruit gegaan het. Ek het dit al vir jou gesê, en weet jy, ek glo dit met my hele hart. As God die hemeldeur op net so skreefie kan oopstoot, en ons 'n kykie kan gee hoe dit gaan wees, sal nie een van ons so vasklou aan hierdie ou lewe en ons aards bestaan nie. Want ons sal weet hoe groot en hoe wonderlik die heerlikheid gaan wees wat op ons wag. En dan natuurlik, bepaal die plek waarheen jy gaan, wat jy daar wil gaan sien. En weet jy, dit is nou een van die wonderlike dinge van Switserland. Dit is een van God se museums, waar hy die heel mooiste van sy mooi uitstal, sodat ons dit kan sien. En die wonder van daai uitstalling is dat dit elke dag verander. Nie 2 dae na mekaar dieselfde nie. En nog een van die belangrike dinge op 'n ander plek is dat jy moet weet, hoe gaan jy kan beweeg? Hoe gaan jy reis? Met die trein, met die trams, met die Uber, met taxi of wat ook al. Jy moet weet, hoe gaan jy van plek tot plek beweeg? En dit is wanneer ek en jy met 'n fyn ingesteldheid en 'n sensitiewe oor en hart begin om te luister na die Gees, dat hy ons vat na die plekke toe wat hy wil hê, ek en jy moet sien. En dan kom ons by 'n ander ene wat vir my so wonderlik is. In my geval het ek net 'n maand visum vir Switserland gekry. Dit wil sê op die 7de Augustus mag ek nie meer in Switserland wees nie. En dit is mos dieselfde gesteld met ons as mens hier op aarde. Een of ander tyd, en ons weet dit ongelukkig nie, of moet ek liewer sê gelukkig nie, gaan ons lewensvisum ook verval. En dan is dit tyd om aan te beweeg. En hoor hoe sê ek om aan te beweeg, nie klaar te maak nie, net aan te beweeg, deur te beweeg. Soos wat ek jou al vertel het van die dogtertjie met kanker, wat vir haar mamma gevra het, mamma, hoe gaan dit wees om dood te gaan? Mamma het vir haar gesê, maar weet jy my liefding, ek weet nie, maar ek dink dit werk so. As jy nou vanaand hier voor die televisie sit en kyk en jy raak aan die slaap, waar maak jy jou oë oop? Sy sê, in my kamer. En mamma sê vir haar, nou hoe het jy in die kamer gekom?
Sy sê, terwyl ek geslaap het, het pappa my opgetel, en toe het hy my kamer toe gedra, my in my bed gesit, my ingetak, gesoen, en toe het ek geslaap, en toe het ek in my bed wakker geword. Mamma sê vir haar, weet jy, ek dink ook dit is soos wat die dood werk. As ons raak hierdie kant van die hemel aan die slaap, dan kom Jesus, hy tel ons op, en hy gaan lê ons neer in ons hemelse bedjie, en dan word ons wakker daar waar hy is. Maar weet jy, bo alles het ek besef, wat 'n reis so opwindend maak, gaan nie oor net wat jy gaan sien en gaan doen nie. Dit gaan heel eerste voor alles oor wat in jou hart aangaan. Jy kan die wonderlikste vlug besigheidsklas bespreek, maar as dan nie vrede in jou hart is nie, gaan selfs besigheidsklas nie vir jou genoeg wees nie. Jy kan in die wonderlikste 5-ster hotelle bly, maar as dan nie vrede in jou hart is nie, dan gaan jy nie rustig kan raak nie. Aan die ander kant, jy kan ekonomiese klas vlieg, met 'n klomp vreugde en vergenoegdheid in jou hart, en dit kan net 'n wonderlike fees wees. Dieselfde is gesteld met ons reis hier op aarde. Wat in jou hart aangaan, gaan bepaal hoe ek alles rondom my gaan beleef en ervaar, maar ook gaan dit die mate bepaal waartoe ek en jy 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens. Psalm 121 is 'n bedevaartslied, 'n oppadlied. En ek wil jou ook uitnooi om saam met my op pad te gaan, en om ook die wonders van God se handewerk weer by hernuwing te kan sien en te kan beleef. Soos wat ek vir jou gesê het, ongelukkig gaan ons nou nie die dagstukkies soos altyd vir jou stuur nie. Ek gaan dit op 'n gereelde basis nog steeds vir jou stuur en met jou kontak hou. En gaan ek op 'n ander manier die mooi en ook die liefde van God met jou deel. Mag die Here jou ryklik seën. Ons gesels sommer gou weer. Totsiens. Baie dankie Hemelvader, dat U die God is wat vir ons ook kom uitnooi om saam met U ook op reis te gaan. Dankie Here Jesus dat U vir ons 'n nuwe bestemming kom gee het. Dankie Heilige Gees dat U alles vir ons gee en in alles voorsien wat ons nodig het om ook hierdie reis te kan aanpak en ook saam met Jesus te kan voltooi. Ons wil bid dat U elke dag vir ons ook lewende uitnodigings van U liefde en genade sal maak vir 'n wêreld wat nog nie weet waarheen dit sal op pad nie. Ons loof U vir U liefde en genade. Amen.